Ons lees uit die woord, uit die Bybel uit vanmôre. Ons lees Hebreërs hoofstuk 11. Hebreërs hoofstuk 11. Ons lees 'n verskeidenheid van verse. Ek herinner u, dis vandag Pinksterfees. Ons gaan daarna verwys in die prediking. Maar dink daaraan terwyl ons lees uit Hebreërs, en Hebreërs gaan oor die geloof. En Pinksterfees gaan ook oor die geloof. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie kan sien nie. Dis immers vanweë hulle geloof dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. Omdat Abel geglo het, het hy 'n beter offer aan God gebring as Kain. Vanweë Abel se geloof het hy van God bevestiging ontvang dat hy opregte man is, want God het sy offers aangeneem. En deur dieselfde geloof spreek hy nou nog al is hy dood. Omdat Henog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het. En hy was nêrens gevind nie, omdat God hom weggeneem het. Van hom word getuig dat hy voordat hy weggeneem is, geleef het soos God dit wou. As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek, beloon. Omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig, gehoorsaam toe hy gewaarsku is oor dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy die ark gebou om sy huisgesin te red. Sy geloof was 'n veroordeling van die wêreld, maar dit het hom erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom. Omdat Abraham geglo het, het hy gehoor gegee toe God hom geroep het om weg te trek na die plek toe wat hy as erfdeel sou ontvang. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom. Omdat Abraham geglo het, het hy hoewel Sara onvrugbaar was en hy al te oud, krag ontvang om 'n kind te verwek, omdat God wat dit beloof het, getrou geag het. Die gevolg was dat daar van een man, 'n man wat nie meer 'n kind kon verwek nie, kinders afgestam het, so talryk soos die sterre van die hemel en so baie soos die sand van die see. Terwyl hulle steeds geglo het, het al hierdie mense gesterwe sonder om te verkry wat beloof is. Maar hulle het uit die verte gesien en daaroor gejuig, en hulle het erken dat hulle hier op aarde slegs vreemdelinge en bywoners is. Mense wat so praat, gee daarmee duidelik te kenne dat hulle op soek is na 'n vaderland. As hulle terugverlang het na die land waaruit hulle weggetrek het, sou hulle die geleentheid gehad het om daarheen terug te gaan. Maar hulle het na 'n beter vaderland, dit is die hemelse verlang. Daarom is God nie skaam om hulle God genoem te word nie. Trouwens, hy het vir hulle 'n stad gereed gemaak. Omdat Abraham geglo het, het hy, toe op die proef gestel is, Isak as offer afgestaan. Ja, hy wou die belofte ontvang het aan wie gesê is, uit Isak sal jou nageslag gebore word. En het gereed gestaan om sy enigste seun te offer. Omdat Moses geglo het, het hy toe hy groot geword het, geweier om die seun genoem te word van Farao se dogter. Hy het verkies om liewer sleg behandel te word
om saam met die volk van God as 'n kortstondige genieting van sonde te hê. Die smaad ter wille van Christus het hy groter rykdom geag as die skatte van Egipte, omdat hy na die beloning uitgesien het. Omdat hy geglo het, het hy Egipte verlaat, sonder dat hy vir die woede van die koning bang was. Hy het volhard soos iemand wat die onsienlike sien. Omdat hy geglo het, het hy die Pasga ingestel en die bloed aan die deurkosyne laat smeer, sodat die engel van die dood nie die eersgeborenes van Israel sou tref nie. Die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het rondgeswerf in woestyne en op berge, en het in grotte en in die gate rondgeleef. En hoewel daar oor hulle vanweë hulle geloof met soveel lof getuig is, het hulle nie verkry wat beloof is nie. Omdat God vir ons iets beters beoog het, sodat hulle nie sonder ons die volëinding sou bereik nie. Dis 'n mondvol, dis 'n geskiedenis. Die teks is die begin van Hebreërs 11. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Geloof is om seker te wees van die dinge waarop ons hoop. Ander formulering, geloof is die fundament van die beloftes van God. Daardie figuur wat jy daar sien, is 'n skildery van 3 vierhoutjies. Die middelste vierhoutjie stel Christus voor, en dis 'n brandende vierhoutjie met lig. Christus is die lig van die wêreld, die brandende vierhoutjie. 2 vierhoutjies langsaan is vierhoutjies wat uitgebrand het en langs die brandende vierhoutjie staan. En dit is die gemeente, die gelowiges, wat deel het aan die lig van Christus. Dis die simboliek van hierdie skildery. Die 3 vierhoutjies. Die middelste vierhoutjie is die lig van die wêreld. Christus met die lig van die wêreld. Ek kan maar daardie simbool so los, want dit is die tema van die preek. Geloof is om seker te wees van die dinge waarop ons hoop. Ek weet nie of u vandag miskien bietjie vrolik voel of swaarmoedig voel nie. Maar vandag is Pinksterfees. Vir die Jode was Pinksterfees 'n baie vrolike fees. Pinkster beteken 50. 50 dae na Pasen. Pasen was die groot fees van die offerlammers. Vir Christene, Pasen is Christus geoffer. En op Pinksterdag was die gemeente bymekaar. Want as Jode het hulle die Pinksterfees gevier, die garsoes wat toe bymekaar gebring is. En die Jode het die garsoes gevier, want dit was 'n vrolike fees. Ook die verlossing uit Egipte is op hierdie fees gevier.
En in opgewondenheid was die gemeente bymekaar. En Lukas wat skryf in Handelinge, skryf van die Pinksterfees waar die apostels bymekaar is. En hy noem die disippels nie meer disippels nie, maar apostels. In Lukas praat hy van disippels, leerlinge of die 12, maar in Handelinge praat hy van die 12 as apostels, gestuurdes. En hulle is bymekaar. Hulle weet nog nie waarvan nie, maar hulle is bymekaar want die Here het gesê hulle moet bymekaar bly. En dan word die Gees uitgestort. Die volheid van die seëninge van God. Volheid, want die Vader het geskep in die begin van die tyd. Christus het gekom om die offer te bring dat sy kerk en sy volk verlos kan word. Die Gees word uitgestort sodat God drie eenheid, die volheid aan sy kerk kan bring. Pinkster. 50 dae. Die vreugde van die garsoes. Die vreugde wat die kerk moet ervaar. Hebreërs 11 dan. Om te glo is om seker te wees van die dinge waarop ons hoop. In die lig van die Ou Testamentiese groot gelowiges, om oortuig te wees van die dinge wat ek nie sien nie. Dis wat ons gelees het vandag. Geloof is die fundament van die beloftes. Geloof is die sekerheid van die hoop. Dit geloof klink baie keer maar net soos 'n wens. As ons sê dis hoop, dan klink dit soos 'n wens. Maar as Christus sy beloftes gee, is dit nie maar net 'n wens nie. As daar staan die woord is geskep, of die wêreld is geskep deur die woord van God, is dit nie 'n wens nie. Niemand was teenwoordig toe God die wêreld geskep is nie. Maar die wêreld is daar, met al die grootheid en al die omvattendheid van die wêreld. Die wetenskaplikes vandag het allerlei teorieë oor die skepping, en u kan dit maar gaan lees, en baie van u weet baie daarvan. Maar die wetenskaplikes is verstom oor alles wat hulle ontdek. En dan kom sê die Bybel vir ons een ding, en die Bybel sê, dis deur die woord van God geskep. En dan sit hierdie ontsaglike dinge wat die wetenskaplikes ontdek. Dan sê hulle, maar dit kan nie net 'n woord wees nie. En ons as gelowiges sê, maar dit is net 'n woord. Maar as dit dan net 'n woord is, dan moet jy sê, maar wat se woord was dit dan tog nie in die begin, dat dit al hierdie groot dinge is nie. Die wetenskaplikes kan maar die wetenskap beoefen. En hulle kan maar hierdie wetenskaplike en wonderlike goed sê. Daar's ruimte vir mense om dit te sê. Maar ons as gelowiges sê, God het geskep deur sy wonderwoord, wat ons aangryp oor die wetenskap, saam met die wetenskap. Dis vreemd as ons hierdie definisie lees. Want as ons sê ons glo, dan is dit doodgewoon om te sê, ek het 'n hoop.
Ek het 'n hoop wat gebou is op dit wat God sê. Gewoon om seker te wees wat God gee. En wat gee God? Beloftes. Beloftes. Dis die tweede punt van wat ons oor praat vanmôre. God gee beloftes. Hebreërs 11 vers 1. Om te glo is om seker te wees van die hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ek nie sien nie. Maar dis beloftes. En wat is 'n belofte? 'n Belofte is 'n woord wat vorentoe gaan in tyd. Luister maar, die Here wat sê, ek sal met jou wees. Sê hy vir die mense van die ou tyd, en ook vir die mense in die nuwe tyd. Ek sal die wat treur vertroos. As jy jou sonde bely, sal God jou sonde vergewe. Dis in die toekoms, maar dis 'n belofte. Hy is getrou om dit te doen. Dis 'n belofte, maar dit lê in die toekoms, maar hy hou dit. Dis om oortuig te wees van iets wat jy nie sien nie. Jy is seker van die hoop. Jy kan dit gryp en dit vasmaak en jy kan dit aanneem. Dan kom die Hebreërskrywer en hy sê, kom ek verduidelik dit. Hy sê, kom ons begin by Abel. Abel se offer is aanvaar en nie Kain se nie. Nou as ons Genesis lees, dan verstaan ons dit nie mooi nie. Want jy kan nie mooi onderskeid tref tussen Abel en Kain in Genesis nie. Nou kom die Hebreërskrywer en hy sê, Abel se offer is aanvaar, omdat hy 'n beter offer gebring het as Kain se offer. Maar as jy Genesis lees, dan kan jy nie die beters uitsien van Abel se offer as Kain se offer nie. Maar Hebreërskrywer, hy sê, Abel was opreg en Kain was nie opreg nie. En Abel se offer was 'n beter offer. So ons aanvaar maar wat Hebreërs sê, want Hebreërs sê dit sommer reguit. So hy probeer sê dat Abel het vertrou. Abel se geloof was in die hoop. Kain se was nie in die hoop nie. Kain het net geoffer. Abel se vertroue, se offer was met 'n spesifieke hoop. En dan kom ons by Noag wat hy aanhaal. Nou vriende, as hy Noag aanhaal, dan moet ons mooi luister hier. Hier word die definisie van geloof baie duidelik vir ons. Geloof is om seker te wees van die hoop, en in die tweede reël van die definisie, om oortuig te wees van dinge wat jy nie sien nie. Kyk wat doen Noag. Hy kry van God 'n opdrag, gaan bou 'n reusagtige skip. En Noag bly in die binneland. Hy gaan bou 'n reusagtige skip. Die mense spot hom. Sê nou jy kry 'n opdrag om 'n passasiersskip hier in Pretoria te bou. Hoe gaan jy daai passasiersskip daar by die see uitkry? Daar's nie 'n kans nie.
hier's treine, hier's vliegtye, al hierdie moderne goeders wat ons vandag het. Jy gaan daai passasiersskip met die beste goeders ter wêreld, ook in ons moderne tyd, nie by die see uitkry nie. En Noag het dit in sy primitiewe tyd gedoen. En Noag het dit gebou met die geloof, want hy het dit gebou met die oortuiging dat hy die onsienlike sien. Hy het aanvaar, God sal dit bewaarheid. En daarom is Noag het hy erfgenaam geword van mense wat gelowiges was. Abraham, ek ken Abraham. Sy nageslag was talryk. Die Bybel sê en Hebreërs sê, talryk soos die sterre van die hemel en die sand van die see. Mense wil amper sê dis 'n oordrywing. Maar kyk wat het met Abraham gebeur. Hy was amper 100 jaar oud en sy vrou seker nie ver daarvandaan nie. En die belofte wat hy gehad het, is dat hy sy nageslag miljoene sal word. Hy dink nie hy kon tot miljoen tel nie. Maar hy was 100 jaar en hy het nog nie een kind gehad nie. En toe eers kom daar boodskappers van God na hom toe en sê vir hom, oor 'n jaar sal jy een seun kry. Hoe moes hy geweet het? Hoe moes hy geglo het? Hierdie belofte van miljoene gaan waar word. En dan het sy vrou in die tent nog gestaan en lag daaroor. Ongelooflik, het sy gesê. En dan het hulle vir haar gesê, okay, jy lag, noem jou seun Isak. Hebreëus vir Isak is, jy het gelag. Dan hoor jou ongeloof sal jy volgende jaar sien, is nie ongelowig nie. Jy sal 'n kind hê. Die aardsvaders het gesterf en hulle het nie gesien hoe al hierdie beloftes bewaarheid is nie. Hulle het geleef in die hoop. Die definisie van die hoop, die definisie van geloof is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. En dis vir ons Christene van vandag dieselfde. Om die beloftes van God te omhels in die geloof. En op Pinksterdag, waarop die Gees uitgestort is, kom gee die Here die beloftes wat hy in die Ou Testament en die Nuwe Testament vir sy volk en vir sy kerk gemaak het, opnuut vir sy kerk. En herhaal hy dit vir sy kerk. En vriende, vanmôre kom oorhandig ek weer hierdie beloftes aan u. En ek sê vir u, lees weer die beloftes. Omhels dit in die geloof. Word seker van die dinge wat u hoop. Raak oortuig van die dinge wat u nie sien nie.
kyk na hierdie voorvaders van die geloof en sien die onsienlike en kyk na u groot voorvader. Nie Abraham nie, nie Adam nie, nie Noag nie, maar Christus Jesus ons Here. Omhels hom in die geloof. En loop saam met hom verder. Want geloof is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. En te bou op die beloftes van die woord. Amen. Almagtige God en Hemelvader, ons eer en loof U, dat ons uit U woord 'n eenvoudige boodskap kan kry, wat ons versterk en herinner aan die werk van die ou gelowiges, aan die mense wat lank voor ons geleef het, maar U in die verte gesien het, en wat U eeue gelede lank vertrou het, en geleef het, asof hulle die onsienlike sien. Inspireer ons dan ook, dat ons so sal leef, dat ons U sal omhels in die geloof, sal vertrou op die beloftes in die woord, en U sal navolg deur Christus ons Heer. Dankie Here, dat ons hierdie eenvoudige, waar woorde kan kry. In die naam van Christus Jesus, dank ons U. Amen.